Good day, class. I am your educator, Mr. Overmeyer, and today we are going to talk about bywoorde. So in hierdie leereenheid 2 gaan ons oor wat 'n bywoord is, praat, hoe om dit te gebruik en wat te doen. Die leesdoelwitte van hierdie is dat julle sal bywoorde kan identifiseer. Julle sal bywoorde in 'n sin vir die Afrikaanse taal kan gebruik. That means that you guys will be able to use bywoorde in the Afrikaans language. Also remember that bywoorde is adverbs. So and adverbs describe the verb. So bywoorde beskryf die werkwoord. Julle sal in staat wees om meer betekenis aan sinne toe te voeg. That will say, that's what DWS stands for. That it stands for that will say. Julle sal 'n duideliker beeld kan skep van sinne. Nou praat ons oor wat is bywoorde. Bywoorde of adverbium is 'n beskrywende woord wat 'n werkwoord, 'n hele sin, byvoeglike naamwoord, telwoorde of ander bywoorde nader kan bepaal. Die doel hiervan is om meer inligting te verskaf aan 'n plek, tyd, wyse of graad. So bywoorde's jobs are to, like I said previously, it's to give more information of a place, time, and action. Paar voorbeelde van bywoorde is soos hierdie 4 hieronder. Dit is hier, ja, nou, now, opsetlik, to do with on purpose, to do with conscious, daarom, because. Bywoorde afgebreek. So ons gaan tyd kyk eers, time. Dit dui die tyd van aksies aan, byvoorbeeld, sy het gister by my geëet. Sorry. Die bywoord in hierdie sin is gister, yesterday. It describes when the girl ate. Wyse druk die manier uit waarop aksies gedoen is. Byvoorbeeld, sy het lekker geëet. So this tells us that how she ate. She enjoyed a meal. Sy het lekker geëet. She enjoyed a meal. Plek dui die plek aan waar aksies onderneem is. Byvoorbeeld, ons het tuis geëet. It describes where the food was eaten. It was eaten at home. Tuis means at home. So now for your class activity. Identifiseer wat die bywoord is in hierdie sinne en onderstreep dit. You have to identify the adverbs in these sentences and underline it. So let's look at the first one. We'll do the first one together. Die onderwyser praat sag. So die bywoord in hierdie sin sal sag wees, want dit beskryf hoe die onderwyser praat. So julle sal dan sag onderstreep. En net 'n opsomming van die lesie voor julle die aktiwiteit doen. Ja, ook ek wil net sê dat julle die aktiwiteit in julle werkboeke in moet doen en ek sal dit op die einde van die dag merk. So 'n opsomming van die les van bywoorde. Wat is 'n bywoord en hulle doel? Dit is woorde wat meer inligting gee, gives more information of time, place and action or grade. Dit is woorde wat meer inligting gee van tyd, plek, wyse en graad. Wanneer gebruik ons dit? Wanneer ons 'n duidelike beeld wil skep vir die leser of luisteraar. This is, we use it when we want to give a clear image to either the reader or the person who's listening to us speak. And that concludes our lessons for today, guys. Thank you.